Jy is hier omdat jy meer wil weet oor fotosintese, so ons gaan gou-gou deur dit gaan en hopelik is dit lekker vinnig, maar jy verstaan teen die einde van die video. Fotosintese begin by energie wat van die son afkom. Ons noem dit stralingsenergie. Dit is basies hitte en lig wat van die son afkom. Nou, gedurende fotosintese gebruik die plante nie die hitte-energie nie, gebruik net die ligenergie. So die ligstrale wat op 'n plant val, spesifiek meestal die blare, maar dit kan ook ander groen gedeeltes wees van die plant, soos stingels en stamme en goed. Daai ligenergie val op die groen gedeeltes van die plant. Nou die groen gedeeltes van die plant is groen as gevolg van 'n klein deeltjie van hulle selle wat ons noem chloroplaste. Chloroplaste het 'n baie spesiale pigment. 'n Pigment is 'n chemiese stof wat iets kleur gee. So chloroplaste het 'n baie spesiale pigment wat ons noem chlorofil. Die chlorofil is amper soos 'n klein sonpaneel, as ek dit so kan stel. Dit is eintlik net 'n chemikalie, maar dit vang die son se strale op en hou dit al vas, sodat die plant daai energie dan kan gebruik. En wat die plant dan doen is, hy vat dan koolstofdioksied wat hy uit die lug uit kry en absorbeer in die blare van die plant in, en hy vat water wat hy kry van sy wortels af, en hy vat hierdie en hy gooi dit alles saam. So jy kan amper daaraan dink soos wanneer die mens koek bak en die mens vat verskillende bestanddele en die mens gooi dit saam en dan kry jy koek uit aan die einde wat heeltemal anders lyk as die bestanddele, né? So hy vat die koolstofdioksied en die koolstofdioksied het koolstof in en suurstof in, en die water het waterstof en suurstof atome ook in. So hy vat al hierdie atome en hy gooi dit alles bymekaar, gebruik die sonlig, die ligstrale se energie om hierdie proses te laat gebeur, net soos jy oond het nodig het om daai koek te bak, né? En dan maak hy 'n molekuule wat ons noem glikose. Nou jy hoef nie te weet hoe glikose lyk nie, maar ek gaan dit gou-gou vir jou hier teken, want dit is net interessant en dit help net partykeer om te verstaan hoe hierdie werk. So ek gaan nie die hele glikose molekuule teken nie. Hy het nogal baie dele, maar hy is amper soos 'n heksagon hierso. Hy het koolstof hierso op al die punte en hy het 'n klomp ander suurstof atome en waterstofatome wat ek nie nou gaan inteken vir jou nie, maar daar is waterstof en koolstof en suurstof oral in die glikose molekuule, en jy kan sien hoe hierdie koolstowwe en waterstof en suurstof van die koolstofdioksied en die water bymekaar gekom het om die glikose te vorm. En dan as 'n byproduk is daar suurstofmolekuules wat nie gebruik word om die glikose te vorm nie, en die suurstof word weer vrygelaat in die lug, ons weet dit. So, die glikose word dan deur die plant gebruik of omskep in ander molekules. So, eerstens die glikose kan ons sien as 'n vorm van chemiese potensiële energie. Dis 'n mondvol, so ek gaan dit net gou-gou verduidelik. Chemiese potensiële energie is basies wanneer ons 'n chemikalie het en daai chemikalie bevat gestoorde energie. So 'n ander vorm van chemiese potensiële energie is in 'n battery wat jy in jou foon het of wat jy gecharge is. Daai battery bevat chemiese potensiële energie. Dit is basies net gestoorde energie wat wag om vrygestel te word om in 'n ander vorm energie omskep te word. So 'n mens kry meganiese potensiële energie en 'n mens kry chemiese potensiële energie. Jy hoef nie nou te worry oor meganiese potensiële energie nie. As jy sukkel hiermee, dink jy daaraan as dis chemikalie wat wag om energie vry te stel. Maar dit is belangrik om te verstaan dat ons hierdie stralingsenergie van die son het wat omskep word in potensiële energie tydens fotosintese. En kos is basies chemiese potensiële energie. So die plant hou ook nie alles in glikose vorm nie. Hy sal 'n klomp glikosetjies vat, molekules vat, en hy sal die glikose aan mekaar plak in 'n lang ketting, en ons noem dit stysel. Nou ek gaan nou met julle praat oor stysel, ons gaan nou terugkom daarna toe, maar ek wil net gou klaar maak met die ander goeders wat. Die ander ding wat hy maak is cellulose. Nou cellulose is ook glikose kettingkies, maar dit is baie meer gekompliseerd. En die cellulose word gebruik vir struktuur en vir ondersteuning in die plant. Dit maak die selwande baie sterker in die plantselle. En dan dis die basis vir baie ander molekules in lewende organismes, soos proteïnes en olies en vitamines, en dit sal met ander atome ingemeng word om allerlei goeders te bou. Maar hierdie is die basiese eerste boublokkies waar chemikalie in lewende organismes eintlik vandaan kom. So ek wil gou-gou praat oor die glikose en stysel. So daar is 'n baie goeie kans dat jou juffrou of meneer jou kan vra in die toets, hoe toets ons
of daar glikose of stysel in iets is. So dit gaan basies oor hulle verskillende eienskappe. Glikose is wateroplosbaar, stysel is nie wateroplosbaar nie. Glikose proe soet, stysel proe nie soet nie. En in die lab, hoe ons toets vir stysel is, ons sit 'n jodiumoplossing op iets wat ons vermoed kan stysel in het, of iets wat ons wil toets vir stysel, en dan sal die jodium donkerblou word, amper so swart. As daar nie stysel is nie, dan bly die jodium so bruin-oranje tipe kleur. Daar is 'n baie goeie kans dat hulle hierdie in die toetsel vra as 'n tipe van 'n eksperiment, en dan moet jy die details van die eksperiment lees, en dan sal hulle vra daaroor. Soos hulle sal byvoorbeeld vra, hoe sou jy hierso toets of daar stysel is? En dan sê jy, ek gaan jodium opsit. En dan sal hulle sê, as jy dit kom proe, hoe sou dit geproe het? En dan sê jy, o nee, okay, dit is stysel, so die eksperiment het gesê die jodium het donkerblou geraak, so dit is duidelik stysel, so dit gaan nie soet wees nie. So jy moet net daai eienskappe ken. En dan, so laaste, wil ek dit gou gedeurdraf, net as 'n recap, en jou gaan wys hoe hierdie in respirasie inpas. So, ons het stralingsenergie wat die proses van fotosintese vat, en dit omskep die stralingsenergie in chemiese potensiële energie. Dan kom die proses van respirasie gebeur aan alle organismes, plante ook. Die plante of die diere of die bakterieë of wat ook al jy van praat wat lewend is, vat chemiese potensiële energie, gesoorde energie, ons noem dit gewone kos, vat dit in die proses van respirasie en omskep dit in ander tipes energie soos hitte-energie en kinetiese energie. Ek hoop jy het hierdie video geniet, en as jy meer video's wil hê en meer hulpbronne en groepsklasse en beweeg het om aan te sluit by Kenniskafee, dis ons baie eilike online klaskamer, dis baie bekostigbaar, en jy kan die link kry in die caption. Bye!